Goeiemôre, van SA Gemeente se kant af wil ons julle 'n baie voorspoedige 2026 toewens. Dis 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings, nuwe geleenthede, nuwe kansse om op 'n nuwe manier in God se koninkryk te werk. Ek weet julle het planne, ek weet julle het drome. Ek weet daar is by baie van julle al lysies opgestel om te sê dis wat ons wil regkry die jaar, dis wat ons wil doen, hier is ons targets. En dis goed so. Wat is God se plan vir ons vir 2026? Ek lees in Matteus 3 die storie van Jesus wat sy bediening op aarde begin. Wat met iets niets begin, dan as Johannes hom doop, dan kom daar 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. As God na hierdie jaar kyk, en ons kan dit glo, as God na 2026 kyk, as God na ons kyk, dan is sy woorde vir ons, julle is my geliefde kinders, oor julle is ek opgewonde, oor 2026 is God opgewonde. Ek lees 'n stuk navorsing wat mense gaan doen, het hulle 2 groepe mense gevat, wat onderhoude gaan voer het, met mense op die straat. Die eerste groep was half 'n kontrolegroep wat uitgegaan het, onderhoude gevoer het, terugvoer gegee. Die tweede groep was 'n persoon vir wie hulle 'n litteken ingeteken het, kosmeties, van die oor tot by die mond. Baie erg gelyk. En vir hierdie persoon uitgestuur op die straat om met mense onderhoude te voer. Sy terugvoer was nie baie positief nie. Terugvoer was gewees, mense was so 'n bietjie agterdogtig, terughoudend, mense was negatief, mense wou nie lekker engage nie, mense wou eintlik nie met my gesels nie. Min wetende, dat net voor hy uitgegaan het, hulle kamptig iets wou regmaak en toe die litteken afgevee het. So hy het die hele tyd gedink, hy loop met hierdie litteken rond, terwyl niemand anders dit gesien het. Dit is so maklik, dat ons in 2026 ingaan en sekere goed glo oor onsself wat net eenvoudig nie waar is. Dit is so maklik dat ons in 2026 ingaan met die bagasie van 2025 wat littekens op ons gelos het. En dit nog steeds hoe ons mense hanteer en hoe ons vorentoe kyk beïnvloed. As die Here na hierdie jaar kyk, dan sê hy, julle is my geliefde kinders, oor julle is ek opgewonde. Kyk, die punt wat ons moet verstaan, as dit wat ons van God glo, bepaal alles. God se groter prentjie gaan bepaal hoe ek gaan optree in hierdie jaar, wat ek gaan doen, hoe ek mense gaan hanteer. God se prentjie van ons gaan maak of ons glo dat hierdie wêreld ons lewens in sy hande is. Of ons hom kan vertrou, of ons agter hom kan aanleef in hierdie nuwe jaar. En dis die uitdaging vir ons as kerk, is dat ons dit wat God raak sien, sal nou begin kyk. Dat ons hierdie koneksie wat ons met God het, sal uitbou en sal gesond hou. Ons sê ons wil 'n netwerk wees, maar 'n netwerk staan en val by koneksie. Vir 'n kerk, vir gelowiges, is die primêre koneksie wat reg moet wees, wat ons moet kan vertrou, hierdie koneksie tussen ons en die Hemelse Vader. Van God wat afkom na ons toe. Van God wat saam met ons en voor ons uitkom leef. Van God wat vir ons omgee en vir ons lief is en oor ons opgewonde is. Ek glo dat 2026 'n spesiale jaar vir jou gaan wees. Spesiale jaar vir ons as gemeente gaan wees. Ek glo dat die wêreld waarin ons leef in die Here se hande is, dat ons hom kan vertrou. Ek weet nie wat jou uitdagings nie. Ek weet nie wat jou planne nie. Ek weet nie wat staan op jou lysie van voornemens nie. My gebed is dat jy heel bo sal neerskryf, ek is God se geliefde kind. Hy is oor my opgewonde. Dis my gebed vir jou en vir jou mense vir die jaar. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie nuwe jaar waarin ons mag ingaan. Dankie dat ons voor die eerste tree wat ons gee in hierdie jaar ons hand in u hand kan kom neersit. En vir u kan kom vra, Here, stap voor. Dankie dat u vir ons lief is. Dankie dat u opgewonde is oor dit wat u in ons lewens gaan kom doen.
Dankie vir die uitdagings van 'n nuwe jaar. Dankie vir alles waaroor ons bang en onseker mag wees en dit vir U kan kom gee. Here, dankie dat ons deel mag wees van hierdie gemeente. En dat ons as gemeente vanoggend mag kom en sê, Here, die heel belangrikste vir ons is die koneksie wat ons met U het. En ons wil dit gesond hê, Here. Ons wil naby aan U leef. Ons wil aan U gehoorsaam wees. Ons wil U mense wees, Here. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Mag 2026 besonderse jaar wees vir jou mense, vir jou vriende. Mag julle in hierdie jaar sien hoe God werk op 'n manier wat jy nie eers verwag of op hierdie stadium aan dink nie. Mag die Here se genade en die Here se liefde jou lewe vir jaar omkeer. Mooi loop.